Hallo, ek is Arika. Ek het vandag vir Mary by ons, ouma, en leer mens van Diwan. Hy is nou 13 jaar oud en Mary gaan bietjie met ons gesels oor Diwan se uitdagings en hoe hulle dag tot dag prentjie lyk. Ons het nou so 'n bietjie tyd spandeer en ons het lekker gesels. Ek wil graag by jou hoor, vertel vir my van Diwan se uitdagings van geboorte af. Wat was julle prentjie, hoe het julle gekom tot waar julle vandag is? Jong, Diwan is op die ouderdom van 2. Toe het hy toe sy uitgetoets om op die lae spektrum van autisme te wees. Hy was ADHD, hy was sensoriese integrasie het hy gehad en omtrent nou 2 jaar terug toe diagnoseer hulle hom met ekskuus my Engelse woord, maar severe dysleksie. En dit was nogal een klap op 'n ander ene, maar soos wat dit kom, so hanteer jy dit, maar dis Diwan. En vandag is hy 13. En as ek vir jou moet sê hoe daai kindjie gegroei het, dit was nie maklik nie, maar hy het verskriklik gegroei. Ek is eintlik verskriklik trots op waar hy vandag staan. Ek is nuuskierig om te wonder hoeveel skole was hy in tot waar hy nou is, want dit moes ook 'n uitdaging gewees het. Ja, nee, dit was definitief. Kom ek vir jou vertel, hy was in 'n kleuterskool gewees en daar was alreeds vir ons gesê ons moet 'n neuroloog fisies gaan sien, 'n kinderneuroloog, want daar is probleme. Inteendeel het hulle baie sleg ingekleer. Hulle het byvoorbeeld gesê dat hy sal in Gateway eindig, want hy gaan nie vorder op 'n ander vlak nie. En dit het my geweldig ontstel en ek dink dit is nou waar my pad met Diwan fisies begin het. En as ek moet vat, hy is daardeur, toe is hy van daar af, toe het ons vir hom skool gesoek. Hy was fisies in 3 skole tot ek 'n 4de skool gevind het. Meer, maar ander het sommer net gesê nee, dankie. En ek dink julle was opgewasse om te sukkel nie, want dit is maar 'n uitdaging vir 'n kindjie soos daai. En toe het ek hom in 'n skooltjie gehad en die eienaar van die skool het regtig moeite gedoen om 'n aparte onderwyser in te bring om net met hom te werk. Toe sê hy graad RR'tjie. En toe kom ons by die skooltjie uit waar hy op hierdie stadium is en ek kan vir jou sê ek is ewig dankbaar uit my hart vir daai skool, want hy het vir my net na hoogtes en hoogtes en hoogtes gegaan. As ek vat hoe ek gesukkel het, ek kan eintlik die naam stoei noem, om hom net te laat vorentoe kom en net 'n bietjie beweeg, kan ek nie vir jou sê nie. En toe uit daar kom, toe sit of hierdie kindjie net ontpop. Okay, hy is toe nou ouer, bietjie ouer, maar asof hy net vir my spoed gevang het en ek kan met alle eerlikheid sê, met elke, ek kan sê termyn, halfjaar termyn, kan jy sien, hy vorder so goed. So dan, jy is verantwoordelik vir Diwan se leer. En sy dag tot dag huiswerk doen en goeders. Hoe lyk so 'n dag vir julle? Ek gaan vir jou die Afrikaanse woord, die Engelse woord gee, dis 'n challenge. Dit is nie 'n grap nie. Daar kom daar wat hy aandag het, dan is daar wat dit nie daar is, dan is dit nie daar nie. Dan voel hy iets verskriklik, dan begin hy, jy gaan nou nie glo nie, maar dan begin hy rondstap. En hy's 'n groot kind, hy het so nommer 11 bene, en dan begin hy stap. En dan is dit net 'n geval van dat ek moet net ferm en vorentoe kom, want met sulke kindertjies is dissipline en routine aan die orde van die dag. Nie dat dit altyd werk nie, maar dis ongelukkig hoe hulle lewetjies eintlik vooruit beplan is. As hy stamp jy harder, as hy druk jy harder. So, dit is maar hoe dit met hom gaan. Partykeer dink ek, jette, ek het sommer lus en draai net om en dan besef ek, nee, hierdie kind het 'n roeping in sy lewe en ek glo dit met my hele hart, dat hy vorentoe sal gaan en hy gaan nog, ek dink hy gaan nog baie mense laat stom staan.
Divan gebruik nou al 'n rukkie die Zwinkenetic. Ek is nie heeltemal seker oor hoe lank nie. As jy dalk net vir my kan sê hoe lank en kan jy in sy akademie se vordering, was daar vordering, wat was julle ervaring daarmee? Soos enige kind is dit vir hulle verskriklik interessant. Elke ding is 'n nuwe speelding. En dis hoe dit is. Opgewonde oor dit. En omdat hy, ek dink wat vir hom die gemaklikste was, inteendeel het ek hom gisterand weer gevra, Divan, hoe vind jy dit? Toe sê hy vir my, it's amazing ding. Dis sy woorde. Hy sê vir my, ouma, hy sê, as ek geïrriteerd raak, dan begin ek of op die rek rits, of ek begin trap. Nee, wat hy die swing aksie basies in het. En hy praat net met lof. Hy praat regtig uit my hart, hy praat regtig net met lof van dit. Ek is bly iemand het dit regtig vorentoe gebring. Maar ek moet erken, vandat hy op die Zwinkenetic is, nee, of die van my net beter vat. Hy vat net vir my beter, die konsentrasie is vir my baie beter. Emosioneel dink ek het hy verskriklik verbeter, want as ek vir hom sê kom sit en dan was dit, jy weet. Ja, dan was dit heeltemal 'n prentjie van, jy weet, 'n ander prentjie en hy kon dit nie lekker hanteer nie, maar dit gaan uit my hart, alle eerlik, dit gaan so goed. Watter terugvoer het julle as ouers van die onderwysers afgekry van Divan nadat hy die Zwinkenetic gebruik het? Ja, dit is nogal heel interessant, want ek het gevra en die terugvoer was dat hulle vind dat dit werk. En vir my gaan dit moet werk. Want as ek vat, wat het ek al in die verlede gekoop, ek moes inteendeel laat invoer op 'n kol, om vir Divan te kry, om in 'n kalmer posisie te wees. Soos byvoorbeeld, mag ek 'n voorbeeld vir jou gee? Soos byvoorbeeld soos 'n ronde opblaaskussentjie, en dan het hy hierdie nibbeltjies, en dan het hy op dit gesit, goeders wat ek moes koop om sy voete besig te hou, sy ander hand besig te hou, en op die ouene van die dag te werk 'n pypeklip vir hom die beste, want hy kon hom draai en swaai soos wat hy wou, maar vandat ons hierdie gebruik, is ek dood eerlik met jou, ek het nie nodig om daai goed enigstens te gaan soek vir iets om dit makliker te maak nie. Hy's daar. Hy's absoluut daar, ja, en selfs die onderwysers ook, het ook gevind dat hy's kalmer, want hy kan op kol is sommer so vreeslik vinnig opgewonde raak, en dan, jy weet, en dan is dit ook nou nog 'n ding, maar ek dink hy doen uiters goed, ek's baie bly vir hierdie ene, uit my hart. Sou jy sê dat Divan se rede hoekom hy deesdae by die huis beter vorder in terme van sy konsentrasie en goeders is omdat hy beter in die klas konsentreer omdat hy die Zwinkenetic gebruik? Nee, sy daar sê, sy fokus het verbeter by die huis. Ek het nie nodig om dit van die skool af huis toe te vat en weer terug te vervoer skool toe nie, want as dit moes, het ek dit gedoen. Sou ek dit huis toe gebring het, maar ek het nie nodig nie, want sy fokus is regtig, dis daar. Hy is skerp, hy is gefokus en hy gaan. Hy vertel vir jou van A tot Z, wat presies daai hoofstuk is waaroor hy moet leer. So hy is, en dit is 'n baie goeie pluspunt van hom, jy raak geïrriteerd want hy antwoord nie die vrae nie, maar dis 'n baie goeie pluspunt, hy is definitief gefokus, ek het nie probleme nie, ek kan vir die eerste keer in my lewe sê van dat ek saam Divan is, 13 jaar, dat ek vir jou kan sê dat ek is baie, baie gemakliker met Divan op skool, en by die huis as hy fisies moet inklim in sy werk doen. So Divan gebruik nou die Zwinkenetic al 'n geruime tydjie. Kon jy iets anders in sy postuur agterkom vandat hy dit gebruik het? Gewoonlik as ons hom gevat het vir terapie en goedjies, soos hy het verskriklik baie arbeidsterapie gehad en remedierende terapie, daai tipe van goed, het hulle altyd vir my gesê, sy kor is nie sterk genoeg nie. En hy is geneig nogal as hy sit, en omdat hy 'n lang kind is ook, is hy geneig om 'n bietjie kromrig, boggelrig te wil sit. En nou sit Divan regop. Divan sit so waar regop, want as hulle so halfmas hang, dan lê alles sommer net so skuins. Nee, baie beslis. Nee, voete onder die tafel, hy sit regop, netjies. Mary, jy het genoem van ander produkte wat jy gebruik het. Wat was julle uitdaging met die ander produkte? Omdat ons op daardie stadium besig was om met sy sensoriese
gedrag te werk. Onthou, jy kan nie in hulle vat nie. Hy hou nie party daarvan sy klere reg aangetrek nie, kouse moet onderste bo wees. Partykeer gaan hy amper soos 'n sirkusskool toe, soos wat hy besluit, hierdie werk vandag nie vir hom nie. En dan moet jy maar net los en hom net laat gaan. Maar as gevolg van die feit dat ons hom moes borsel, sodat hy op die ouene van die dag laat jy aan hom kon vat en hom toedraai in byvoorbeeld 'n kombers vir handdoek. Dan word dit speelproses, laat hy nie dink hy is in 'n oefening nie, want hy wou dit net nie meer hê nie. Dan laat hy daai drukterapie kan kry. Ja. Nee, laat hy net ontslae kan raak van, ja, het dit goed gegaan, maar ek het regtig nie vreeslik nut gehad vir die kussentjie wat ek graag wou nie. As gevolg van die nibbeltjies wat hy het. So dit het hom verskriklik vinnig geïrriteer en dan het hy begin rits en rondwikkel en omdat die ding beweging is, as jy links draai dan beweeg hy vir jou soos wat jy wil gaan. So dit was vir my regtig, ek het dit gekoop, dit het goed gelyk, maar dit het nie vir hom gewerk nie. Ek kon dit nie vir hom gebruik nie. Jy het gesê Divan het verbeter met sy akademie en met 'n klompie goed. Wat het jou die meeste verbaas in Divan se reaksie op die Zwinkinetek? Die feit dat hy kon stil sit, sy werk kon doen, konsentreer, waar ander kere is dit 'n geval gewees van dat as sy aandag weg is, moes hy gaan stap, of hy moes om die bome 'n paar keer gaan hardloop, maar vandat hy dit fisies gebruik, is dit nie meer daar nie. Dit is regtig nie meer daar nie. En die feit dat hy kan huis toe kom, en hy kan sit, en hy kan werk, dis maklik. Dit het soveel makliker geword. Mary, jy het vir ons vertel van Divan sy sensoriese uitdagings. Want elke kind is sensories, het nie dieselfde uitdagings nie. Wat was Divan se spesifieke sensoriese uitdagings? Jy kan nie sy klere, ons begin maar by baba. Jy kan nie sy klere vir hom aantrek nie. Sy wessies en goedjies moes altyd onderste bo gewees het. Partykeer was die randjie van die doek te veel, dan het hy verskriklik gesê, dan jy mag gaan soek, want jy het nie geweet wat fout is nie. Toe word hy groter, toe kon hy sekere stowwe wou hy nie dra nie. Goed wat bietjie te styf is aan hom, soos byvoorbeeld as hy 'n baadjie aan het en hy daai rekkie van was te veel. Hy kon sekere kosse nie eet nie, moenie eers 'n fout maak nie. Sekere kosse wou hy nie eet nie, hy wou net ligte kosse eet. Soos byvoorbeeld jou pasta, so aartappels, daai tipe van goedjies. Dis die tipe goed, sy brood moes hy eet. En so eetgewoontes is ook baie belangrik as dit kom by sensoriese kinders. Ek weet dit raak moeilik, want ons moes die ete verander en dan weer die ete verander en dan weer die ete verander, om te kyk of ons daarom net 'n bietjie meer as niks in sy liggaampie kan kry nie. En dan was dit 'n geval van dat hy nie oogkontak gemaak het nie, glad nie, en hy het heeltemal onttrek uit die samelewing. En dan gaan sit jy, dat dink jy in jou hart, nou verstaan jy hoekom hulle onderste bo kindertjies noem. Want vandag werk 'n ding vir hom so, môre werk dit so. Vandag sal ek byvoorbeeld sê, Divan, jy is besig om vir my te druk, jy moet regkom, voordat ek sal jou sommer. As hulle vir my sê, jy kan nie, want hoe dink jy gaan ek met my juffrou praat? Jy kan nie, hoe gaan ek eet sonder 'n hand? Verstaan, hulle verstaan dit heeltemal anders. Om sensoriese uitdagings te hê is verskriklik, hoogtevrees is verskriklik. As hy 3 trappe geklim het, het die sweet om uitgeslaan, dat die perltjies so oor sy neus sit. En as hy in diepte moes afgaan, het hy bleek geword, soos 'n wasbleek. En dis als deel van die sensoriese integrasie wat hy gehad het. Kyk waar hy vandag spontaan, hopeloos spontaan. Sekere mense ken dit nie. Hulle weet nie van dit eers nie. Hulle tel goedjies op, maar hulle besef nie dat hy eintlik 'n naampie nie. En as die mense dit hoor, dan is hulle geneig om regtig spook te vang. Hulle word bang, hulle skrik en dink, oh, really? En as jy partykeer gaan oplees daaroor, dan raak jy skoon benoud. Dan dink jy, joh, hoe gaan ek hier deurkom? Watse raad sou jy vir ander mense gegee het wat in dieselfde situasie as jy is? Met wie het julle as gesin hande gevat om julle paadjie vir julle makliker te maak? Daar is hoop.
Daar's hoop vir sulke kindertjies. Daar's hoop vir sulke mense. Ek praat van volwasse mense wat nooit geweet het dat hulle aan dieselfde sensorie probleem ly nie. En vandag as jy met hulle gesels daaroor, dan sê hulle, is dit hoekom, is dat hoekom? So, daar's hoop. Moet asseblief nie dink daar's nie hoop nie. Daar is hoop. En gaan soek iemand, daar is iemand wat met dit deel. Maar moenie bang wees nie. Ek persoonlik voel, 'n kindjie is vir 'n ouer gegee, omdat hy in staat gestel is om vir daai kindjie die beste te kan gee, wat hy as 'n ouer kan. Nee? En as jy moedeloos raak, nee, dan gaan vra jy. Dan gaan soek jy. Sou jy die Zwinkenetic aan vir ander ouers aanbeveel? Dis 'n moed. Daar is nie eers 'n tweeloopstraat vir dit nie. Dis 'n moed. Hoekom? Omdat ek die beker drink en gedrink het. Hoekom sal ek dit aanbeveel? Want hy's nie die enigste kind wat met dit sit nie. As ons na statistiek gaan kyk, dan sien jy dat die meerderheid van ons kinders sit eintlik met hierdie probleem. Vroeger was dit gediagnoseer as stoutigheid. Maar die uitwerking wat dit het op die stimulasie van daai kind in sy brein, geld kan dit nie koop nie. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek het baie lekker saam met jou gekuier en dit was lekker om baie meer van Diwan se wêreld te leer. Dankie dat julle my gehad het. Dankie dat ek kon deel. Baie dankie vir julle tyd. Ek hoop dit is vir julle waardevol. Tot ons weer connect.